Ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk. Ek wil graag praat oor die onderwerp oor Paasfees. Nou soos julle weet, ek is besig met feeste. Ek het klaar gepraat oor Kersfees en toe het ek gepraat oor Valentynsdag, die oorsprong en die betekenis daarvan en Paasfees, maar ek gaan 'n ander draai vat vanmôre. Ek gaan hierdie boodskap in twee deel. Vanaand bring ek deel nommer 2. So jy moet vanaand asseblief ook probeer hier wees wat vir jou baie gaan beteken. So, maar ek gaan 'n paar dinge aanraak oor Paasfees. I'm going to speak about Easter. Nee, maar ek weet vanmôre gaan jy dinge leer en dinge hoor wat jy nog nooit van gehoor het nie. En ek bid dat die Here u sal aanraak deur hierdie diens. Is dit reg so? Ons gaan 'n bietjie 6 punte bespreek vanmôre, of ons gaan net aan 4 of 5 raak vanmôre. Die eerste ene waaroor ons gaan praat is, wat sê die Bybel oor Paasfees, Easter? Dan gaan ons kyk, waaroor gaan die Pasga, die Paasfees volgens die Bybel? Dan gaan ons kyk, wanneer was Jesus gekruisig? Jy gaan dit baie interessant vind vanmôre. Dan gaan ons praat oor die oorsprong van Paasfees, die Easter soos ons dit ken. Waar kom Paasfees vandaan? Het jy al stil gestaan en gevra, hoekom doen ons wat ons doen? En hoekom hou ons in konteks van die feeste, hoekom vier ons die feeste wat ons vier? Wat is die rede? Het jy al gevra, waar kom dit vandaan? En waar kom die paaseiers vandaan? Het jy al stil gestaan en gevra, waar kom die paaseiers vandaan? Waar kom die paashaas vandaan? Waar kom die hot cross buns vandaan? Ons vra dit nie, ons ontvaar dit maar net as deel van oorlewering. Onthou Jesus het gepraat van die oorlewering van die ou mense. Nou ons aanvaar dit maar net as deel van die oorlewering van die ou mense, maar ons staan nie stil en vra die vraag, waar kom dit werklik vandaan nie? Dan die 5de ding, ons gaan vanaand hieroor praat, die Mardi Gras, Ash Wednesday, Lent en Easter. Hierdie is nie bekend sover ek weet vir ons Suid-Afrikaners nie, miskien weet iets daarvan, maar die Mardi Gras, Ash Wednesday, Lent en Easter is nie vir ons bekend nie, althans nie vir my nie. Ek het die eerste keer daarvan uitgevind toe ek hierdie studies doen. Dan gaan ons praat oor die betekenis van die Paasfees simbole, die eier, die haas ensovoorts. Is jy reg daarvoor? Prys die Here. Nou wat sê die Bybel oor Paasfees? Die woord, nou kom ek stop net daar en sê net dit. In Afrikaans het ons net een woord, Paasfees. Okay, en ons vier Paasfees in April, hierdie jaar sal dit val op die 6de April. Okay? Maar die Engels het 2 woorde. Die Engels vir Paasfees is Passover. Maar dan kry mense 'n ander woord, Easter. Nou kom ons lees, waaroor gaan die Pasga, die Paasfees volgens die Bybel? Nou ons lees daarvan in Eksodus hoofstuk 12 vanaf vers 1, en ek wil hê my maar verdra, en saam met my lees, en ons gaan dit stap vir stap bespreek, en dit behandel. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Okay, julle mooi luister, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Okay, ons gaan nou kyk na wat se maand verwys die Here daartoe. Spreek tot hierdie hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir die lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal na elkeen wat gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek. You must have a lamb without spot. Okay, jy moet 'n gebreklose lam hê. 'n jaar oud rammetjie van die skaap of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot op die 14de dag van hierdie maand. Okay, so wanneer moes hulle die lammetjie gevang het? Die 10de. As jy die boodskap julle verveel, dan sê ek nou maar jammer, maar hier is dinge wat die kerk moet hoor en moet weet, so ek gaan dit sê. Want ek gaan vandag iets sê wat ek met Bybelstudie gesê het, wat ek garandeer jou niemand in hierdie kerk weet nie, en ek het ook nie geweet nie voordat ek met hierdie studie begin nie. En ek gaan vir julle wys. So daarom verdra my, gaan saam met my, wees net geduldig, ons moet hierdie goeters bespreek. Is dit reg so? Okay, so ons sien dan in die 10de, op die 10de van hierdie maand, ons gaan nou kyk in wat se maand dit is, moes hulle die lammetjie geneem het, en hulle moes hom gehou het tot op die 14de dag, okay? Nou hoekom is daar 4 dae gewees wat hulle die lammetjie moes gehou het? Hulle moes die lammetjie behoorlik geïnspekteer. They had to inspect this lamb to see if there was any broken legs,
or any sickness, or any skin disease, or anything like that. Want hulle moes 'n vlekkelose lam moes hulle gebring het. In die sin van daai lammetjies wat hulle geoffer het, mag nie 'n gebrek aan die bene gehad het, hulle mag nie siektes en sulke dinge gehad het. Vir 4 dae moes hulle hierdie lammetjie, they had to inspect this lamb. Amen. Nou lees in vers 6, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Okay, op watse dag moes hierdie lammetjie geslag het? Die 14de van hierdie maand, van die eerste maand. Okay, volgens ons is dit Januarie, maar ons gaan nou daarna kyk. En hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bo-drempel aan die huis waarin hulle dit eet. So Israel moes gegaan het, hulle het hierdie lammetjie geslag, die bloed daarvan geneem en op die 2 deurposte gesmeer en ook op die deurkusyn bo. Okay, hoekom? Ons gaan nou daarna kyk. Vers 11. En so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie hastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit. Want ek sal hierdie nag deur Egipte trek en al die eersgeborenes in Egipte land tref. Okay, eersgeborenes is al die wat eerste gebore is. Van mense sowel as van die diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. That's what it means in English. When I see the blood, I will pass over you. That's what that word means in English. I will pass over you. When I see the blood, I will pass over you. En as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. Nou obviously verwys hierdie lammetjie na, want wie is die vlekkelose lam van God? Is Jesus Christus. En Jesus Christus het hierdie ding vervul, en ek gaan nie vandag daaroor praat nie, maar het hierdie gebruik en fees vervul. Amen. So wanneer ook al iemand nou tot redding kom, as jy jou hart vir Jesus gee, whenever you come to repentance, you are washed in the blood of the Lamb. And on judgment day, God says, when I see the blood, I will pass over you. Just this morning, I listened to that song, when I see the blood. Daar's 'n liedjie wat Jimmy Swaggart sing. I will pass over you. En God, wanneer hy na ons kyk en hy sien die bloed, daar's een ding wat God nou gaan kyk op die oordeelsdag. Hy gaan nie kyk na jou werke nie. Hy gaan nie kyk na wie jy is. Hy gaan nie kyk na wat jy gedoen het vir hom nie. Dit obviously gaan saak maak by die regterstoel van Christus, maar dis nie waarna God gaan kyk nie. Vir redding gaan God net na een ding kyk. I will look for the blood of my only begotten son, Jesus. And when I see the blood, I will pass over you. And it's the blood of Jesus that shields me from the wrath and from the judgment of God. But those that has not the blood of Jesus, that is not covered by the blood of Jesus, the punishment of God will fall upon them on the day of judgment. Amen? Verstaan jy dit? Ag, kom aan mense, amen? En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Wat 'n dag? Die Pasga, wanneer hulle die lammetjie geslag het. Moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Alreeds op die eerste dag moet julle die suurdeeg uit julle huis verwyder. Want elkeen wat gesuurde brood eet, van die eerste van die dag tot die 7de toe, die siel moet uit Israel uitgeroei word. So as jy suurdeeg in jou huis, of iets suurs in jou huis het, en gedurende daai 7 dae, dan hulle jou gestenig. Jy moes ongesuurde brode geëet het. In vers 18 sê, in die eerste maand op die 14de dag van die maand, in die aand, moet julle ongesuurde brode eet tot op die 21ste dag van die maand in die aand. Okay, kom ons vat gou saam. Pasga is gevier gewees in Israel op watse dag? Op die 14de van die eerste maand. En vir 7 dae daarna was dit die fees van die ongesuurde brode. Op die 21ste dag het dit opgehou, dan het die volgende fees plaasgevind, the first fruits, waaroor ek nie gaan praat nie. Maar dit was vir 7 dae ongesuurde brode. En waarvoor was hierdie dag gewees? Om hulle te herinner dat God het die eersgeborenes van Egipte getref
en dat God het hulle uit Egipte land uitgelei op daai aand. Op die aand van die Pasga het hulle uit Egipte land uitgegaan. Amen. Op die aand van die Pasga het die Here hulle verlos en hulle het uit Egipte land uitgetrek op pad na die beloofde land toe. Amen. Nou waaroor gaan die Pasga volgens die Bybel? Ons sien dat die Pasga, ek het nou net vir u gesê was, die Pasga was 'n lam sonder gebrek. Ek gaan dit nie weer herhaal nie. Hierdie was 'n ewige insetting wat die Here Israel beveel het om te onderhou. Nou wanneer het hulle die Pasga gevier? Ek wil eers moet gaan kyk want dit gaan vir die baie beteken nou. Ek lê net fondasie nou. Wanneer was hierdie Pasga gevier gewees? Die Here het gesê in Eksodus 12 vers 2, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maand van die jaar wees. Hierdie maand, wat julle die Pasga eet. Volgens my gedagtes toe ek dit lees, wat se maand is dit? Januarie. Okay? Eksodus 12 vers 5 sê, julle moet 'n lam sonder gebrek, 'n jaar oud lammetjie, van die skape van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot op die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Nou as jy na die oorspronklike Hebreëus toe gaan, beteken dit tussen die aande, between the evenings. En daai tyd is ongeveer 3:00 die middag. 3:00 die middag moet hulle die lammetjie geslag het. Want jy gaan nou iets sien, daar's 'n rede van hoekom ek al hierdie inligting met jou deel. Jy gaan dit nou sien en dit gaan vir jou baie beteken as jy vanmôre gaan oop wees vir dit. Tussen die aande, 3:00 die middag moes hulle hierdie lammetjie geslag het en dan sodoende die bloed gevat het, om op die deurposte gestryk het en dan dit geëet het. Maar dit was op die 14de dag gewees op die eerste maand. Onderhou die maand Abib. Onderhou die maand Abib en hou Pasga vir die Here jou God. Want in die maand Abib het die Here jou God in die nag uit Egipte uitgelei. Okay, uit die maand Abib. So wanneer was die Pasga gevier gewees? Op die 14de van die maand Abib. Okay, die maand Abib is 'n Kaldeen of 'n die Kanaanitiese naam, maar die eintlike naam is Nisan. In die Hebreëus is dit Nisan. En die Hebreëse eerste maand is die maand Maart. Het julle dit geweet? Nee. Okay, ek het vir Natasha ook gevra, julle weet mos sy was in Israel gewees, toe ek hierdie goeters lees, toe sê ek vir haar, hey, kom hier, wanneer is die eerste maand van die Jode? Toe sê sy, nee, dit gaan nou die nuwe jaar vir die Jode gaan nou aanbreek, of het dit aangebreek, klaar aangebreek, dit het klaar aangebreek, die nuwe jaar van die Jode, die maand Maart. Dit is hulle eerste maand, die maand Maart. Hierdie maand nou is hulle eerste maand. So hulle kalender begin nie waar ons kalender begin, Januarie, Februarie, Maart. Hulle maand begin by die maand Nisan, wat die maand Maart is volgens ons kalender. Interessant. Nou gaan ons die vraag vra, wanneer is Jesus gekruisig? Want ons vier dit op die 4de of die 6de April, okay? Ons weet dus nou dat die ware Paasfees begin op die 14de Maart, Nisan, en eindig met die fees van die ongesuurde brood op die 21ste Maart, die maand Nisan. Okay? So die ware Paasfees begin die 14de Maart. Okay. Die Bybel leer ons selfs die dag waarop Jesus gekruisig is. En ons kry dit in Johannes 19 vers 13. Ons lees daar saam. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, dit onthou gaan oor die kruisiging nadat Jesus gevange geneem was. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy Jesus buite toe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat plaveisel genoem word en in Hebreërs Gabata. Vers 14 sê, en dit was die voorbereiding vir die Pasga, en omtrent die 6de uur, toe sê hy vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle skree, neem weg, kruisig hom. Ok, wanneer was Jesus, volgens hierdie was die voorbereiding vir die Pasga, met ander woorde die Pasga moes nog geslag gewees het, hy was nie, die Pasga lammetjie, moes nog geslag gewees het. So wat se dag was Jesus gekruisig? Jy kan self gaan studies doen, ek het baie lang studies gedoen oor die ding, op wat se dag, as ons kyk, sien ons op wat se dag is Jesus gekruisig? Op die 14de Maart. Nie op die stupid April 6de nie. Waar kom ons daaraan? Jy gaan nou verbaas wees. Ons hou 'n goeie Vrydag. Wat so goed in daai Vrydag? Goeie Vrydag. Daar's niks goeds in daai Vrydag nie. Jesus is nie eers op 'n Vrydag gekruisig nie. Het julle dit geweet? Nee. Miskien het van julle dit geweet. Het u geweet vanmôre eerlik, Jesus is op die 14de Maart gekruisig? Kom aan, wie het dit geweet? Het u dit geweet? Nie geweet nie. Okay. Wie het dit geweet? Okay, so verstaan jy wat beteken hierdie preek al reeds? Dis hoekom hierdie Woensdag, komende Woensdag, oor 3 dae,
is Jesus werklik gekruisig 2000 en something jaar terug. Dis